Ehm, Is julle allemaal lekker aangeskakel? Ja, liewe broers en susters, dis nou 'n uitdaging vir Vrydagmiddag, maar as glo die Here weet jy het na hom toe gekom, dat jy by hom wil wees, en dat jy ook dat hy 'n spesiale woord ook vir jou sal hê. So, ek dink voor ons gaan begin, kom ons word 'n oomblik stil, dat ek net sien of hy opkom. As hy, kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons hierdie Vrydag, hierdie goeie Vrydag, so in U teenwoordigheid kan deurbring. En Here, ons wil eintlik nergens anders wees nou, as juis net hier by U. Ons dankie dat U besig is met 'n plan in hierdie gemeente en ook in ons eie persoonlike lewe. Kom vat oor Heilige Gees in ons harte en ons gedagtes, kom lei ons in hierdie oomblikke. Kom seën ons saam wees hierdie middag, oor ons as ons voor U kom buig om te erken dat U die enigste ware lewende God is, dat U 'n liefdevolle Vader is wat vir ons U seun geoffer het, dat U Heilige Gees gekom het om in ons te woon. Kom lei ons ook nou in hierdie saamwees en verheerlik U naam van Jesus. Kom rus ons toe en maak ons U getuies, Here. Ons wil vir U lewe. Ons wil doen net wat U wil hê. In Jesus se naam, amen. Liewe gemeente, ek onthou aantal jare terug was ek in 'n plattelandse gemeente en toe vra ek vir hulle in die preek of wat is die doel van hulle as gemeente hier in die dorp. En toe het hulle nou lekker saam gepraat en gesê, die regte kerklike antwoord het almal geken, ons is hier om die koninkryk van God uit te dra. Nou, dit was reg. Toe vra ek vir hulle nou, hoe doen julle dit? Toe weet hulle nie mooi. Hulle weet, die antwoord is, ons moet die koninkryk uitbrei, maar hulle weet nie presies hoe moet 'n mens nou dit doen nie, en wie doen dit nou, en wie is regtig besig om die koninkryk uit te brei. Toe vra ek vir hulle, goed, ek verstaan, Jesus is die koning, hy sit op die troon, en ons buig voor hom, en ons doen wat hy sê, ons is sy onderdane, ons is sy diensknegte, ons is in sy diens hier op aarde. So, om sy koninkryk te laat kom, beteken dat ons vir mense vertel van Jesus, dat hulle voor die koning sal buig, hulle lewe aan hom oorgee, en hulle vir hom ook begin lewe. Maar dat ons eerstens moet begin, om vir mense te vertel, hierdie goeie nuus, dat hulle ook voor die koning kan buig. Nou, toe vra ek vir hulle moet nou net vir my sê, wie is die mense wat ons na die Here toe kan lei? Wie is die mense wat ons moet help om voor die koning te kom buig? Toe sê hulle, ja, ons moet in ons huise seker maak, dat almal vir Jesus aanbid as die koning, en hulle lewe aan hom oorgegee het. Toe sê ek, en nog, dis nou man en vrou en kinders. Toe sê hulle, ja, miskien ook jou bure. Ja, jy moet bekommerd wees oor jou bure en vir hulle vertel van Jesus. Toe sê ek, en nog, toe sê hulle, die mense hierso in die dorp, met wie jy te doen kry by die handelshuis of by een of ander winkel. En toe sê ek, en wie nog? Toe sê hulle,
nee, hy is nie ander mense nie. Toe sê ek hierso, toe ek ingekom het, was hier 'n geweldige groot plakkerskamp in informele dorp hierso. O nee, ons het nou nie aan hulle gedink nie. Een van die boere sê toe, hy besef, hy dink nou maar baie in terme van mense wat soos hy is. Maar hy dink 'n mens moet ook vir jou werkers op die plaas, moet jy seker maak, hulle het hulle lewe vir die Here gegee. Nou, miskien moet 'n mens so baie prakties wees, om miskien self te vra, wat kan ons in koppies doen, om die koninkryk uit te dra? Wat kan ons doen? Hoe kan ons mense bereik? En wie is die mense? Sal ons hulle name kan neerskrywe? Of dink ons maar net so vaag in terme van 'n teorie, ons moet vir mense van Jesus vertel? Of kan jy al 'n naam of 2, 3 neerskryf vir wie jy spesifiek moet vertel van Jesus? Nou, ek glo dat die Gees van die Here sal mense op jou hart kom lê, en dat jy bewus raak van mense wat nog nie gereed is om die Here te ontmoet nie. En wat graag wil weet, hoe maak 'n mens om hemel toe te gaan? En wat miskien, omdat ons almal skaam is om daaroor te praat, en ons voel dit is nie die regte ding om sommer so persoonlik te praat nie, want godsdienst is 'n privaat saak. Daaroor praat ons nie daaroor nie. Ons sal liewers sien dat mense verlore gaan om ons, as dat ons hulle wil bietjie 'n persoonlike vraag vra. So, my vraag sou wees, hoe kan ons in koppies die evangelie uitdra? En ek sal graag wil weet, dat, kan jy name noem? Vir wie moet ons bereik? Wat is die gemeente se doel? Hoekom is hier 'n gemeente koppies hier, op hierdie plek, in hierdie dorp, in hierdie gebied? Wat is die plan wat die Here het met hierdie gemeente? En nou is ek lid van die gemeente, so wat is die Here se plan met my? Wat 'n visie het hy vir hierdie gemeente? Nou, baie mense dink, ja, ons het 'n diens van barmhartigheid, want ons het 'n sopkombuis. Maar of daai mense hemel toe gaan of nie, het ons nou nog nie baie ernstig oor gedink nie. En wat ons kan doen om mense wat ons mee te doen kry elke dag van die Here te vertel, daarby het ons ook nog nie uitgekom nie. En of ons, as ons by mekaar kom, saam bid vir die redding van mense, dit gebeur ook nog nie eintlik nie. Die Bybel sê, julle het nie om julle nie bid nie. Wat is daar wat jy graag wil hê, wat die Here moet doen? Want dan moet jy bid daarvoor. Dan moet ons ernstig daaroor begin bid. Daaroor het ek glo, dat as ek kan help, dat jy meer vrymoedigheid het, omdat jy nou weet, wat moet 'n mens sê vir iemand om hom geestelik te help? Hoe kan ek hom benader? Hoe kan ek begin met 'n gesprek? Hoe kan ek my getuienis gebruik en vertel wat die Here vir my gedoen het, en dan vir jou kans gee om te vertel wat het die Here vir jou gedoen? Hoe kan ons aan die gang kom om te begin praat oor die Here Jesus? Nou, daaroor het ons die vorige ronde gepraat, en ons het ook gesê, hoe ons nou vir iemand wil help, ons gaan die evangelie vir hom verduidelik. En ek het vir julle 'n klomp maniere gegee, hoe 'n mens die evangelie vir iemand kan verduidelik. Maar by hierdie geleentheid, wil ek hê ons moet bietjie kyk, oor hoe kan ons bepaal, of iemand gereed is om die Here aan te neem.
Ons het van die evangelie verduidelik. Party mense is dan gereed, ander is nog nie gereed nie. Hoe kan ons dit bepaal? Hoe kan ons geestelik diagnose doen? Ons weet nou om die evangelie te verduidelik. En nou wil ons kyk, as ons vir iemand vertel het van hierdie medisyne, hoe help ons hom om dit te drink? Hoe kan hy nou vir Jesus aanneem? En hoe gaan ons vir hom help om hierdie oorgawe te doen? So daaroor wil ek bietjie by hierdie geleentheid praat, en daarom is hierdie 'n belangrike sessie. Want hieruit, as ons dit gedoen het, dan wil ons ook weet, as hierdie persoon nou gebid het en gevra het, dat die Here in sy of haar lewe inkom, wat dan daarna, die nasorg? En vanaand, as ons die laaste sessie oor hierdie onderwerp, oor gedeel Jesus en hoe om te getuig, die laaste onderwerp hanteer, wil ek dit baie meer prakties doen, en wil ek help dat ons regtig in staat gaan wees, om na hierdie 4 lesings, of 4 boodskappe, dat ons regtig gaan effektiewe getuies vir die Here word. Nou, as dit kom by die oorgawe gebed, waar ek vir iemand nou gevra het, en hy gesê het, ja, maar hy is nie heeltemal seker nie, of hy is seker dat hy nie hemel toe sal gaan nie, dan, hoe maak ons nou? Wat is die volgende tree wat ons gee? Want hierdie is die belangrikste draaipunt in hierdie persoon se lewe. Jy sien, 'n mens kan baie saam praat, maar jy het nog nie verander nie. Maar wanneer jy hierdie keuse maak, wanneer jy tot bekering kom, bekering beteken, jy het in hierdie rigting gestap, en nou keer jy jou om, en jy draai jou rug nou op hierdie ou dinge, die wêreld en die sonde, en jy draai na die Here toe, jy doen nou wat hy wil hê. So as jy by hierdie keerpunt, hierdie draaipunt gekom het, hoe help jy nou hierdie persoon om daai tree te gee en daai stap te neem? So, om iemand te kan diagnoseer en te kyk, is hy gereed? Is hy nou by daai punt dat hy sy lewe volkome vir die Here wil gee? Of is dit iets wat ek nou moet wag en later weer terugkom na hom toe? Gaan dit beteken dat ek wil amper sê, soos ek daar by Wannieskrans aan mekaar gepraat het, tot ek niks meer te sê gehad het nie, dat ek dan vir hierdie ander persoon kans gee, om te verduidelik en te praat oor sy en haar lewe, en dan luister ek net, en ek preek nie tussenin nie, ek probeer net daai persoon kans gee, want die Here is hier, waar 2 of 3 saam is, hy is daar by ons, en nou gee ek kans dat hy eintlik hier in die Here se teenwoordigheid bely, en praat, en sê wat hom hinder, en die Here sal vir jou die antwoorde gee op die regte tyd, as jy goed geluister het, 2 ore, 1 mond, ons praat baie keer te veel, ons moet meer luister, en dan sal die een woord wat ons sê, 'n verskil in daai persoon se lewe maak. So om die regte woord te kan sê, moet ek mooi luister, en daarom sal die Here vir jou dadelik kom wys, terwyl hierdie persoon praat, hy het sy pa nie vergewe nie, en daarvandaan af het hierdie slegte verhouding met die Here uitgekom, en daarvandaan sy hele lewe ontspoor. So, ek gaan hom kans gee om uit te praat, vir hom meer te vra hieroor, wanneer dit gebeur, hoe dit gekom het, waar is jou pa nou, sien jy hom nog, en laat hy net sy hart uitpraat. En dan sal die Here vir jou die regte antwoord gee. Jy hoef nie eens vir hom te sê, maak nou met die Here reg nie. Hy sal sê, hy weet. Die Here gaan in daai persoon se hart werk, en jy bid terwyl hy uitpraat. En dan gaan hy by 'n punt kom, dat jy vir hom sê, maar wil jy nie nou daai keuse maak nie? En dan gaan die Here vir jou kom hierdie bitterheid uit jou hart uithaal, en hy sal vir jou dan vorentoe wys, wat jy vir jou pa moet sê, of doen, of niks nie. Jy sien, die een ding wat ek ook geleer het, ek wil amper sê, as ek nou die vyand kan sien, in die geestesryk, en ek sien dat hy wil nie hê, ons moet vir mense die goeie nuus van Jesus vertel nie, dan sal hy ons so op onsself laat fokus, ons is skaam, ons is bang, ons stel uit, ons is vol verskonings,
So die duiwel sal ons wil keer om nie te praat, nie uit te ry, en nie naby iemand se hart te kom nie. Maar as ons daai tree gegee het, en ons is naby iemand se hart, sal hy alles wil doen, dat het net by die praat bly. Hy sal nie wil hê ons moet daai keuse maak. En die vyand sal al die, wil ek sê, al die maniertjies wat hy kan probeer om te keer, dat hierdie persoon nou tot daad oorgaan, en 'n gebed doen, en 'n keuse maak vir Jesus. Ek kan baie geleenthede vir julle noem. Ek onthou ons het een aand op huisbesoek, sit ons by mense, en ons begin, en ek vra vir hulle oor hulle verhouding met die Here, en hulle begin praat, en sê, is nie reg nie, en hulle wil graag nader aan die Here kom, en hulle het in die verlede, maar hulle weet nie of hulle nog daar is waar hulle moet wees nie, en hulle wil graag met die Here regmaak, en weer soos vroeër naby hom lewe. Ek sê maar, wil jy nie dit vir die Here nou sê en bely? En dan bid ons saam, en jy praat met die Here, en jy sê vir hom, hy moet kom oorneem weer in jou lewe, jy kom terug na hom, toe soos die verlore seun. Die oomblik toe ons wil begin bid, toe is hier 'n kat wat in die sitkamer inkom. En die kat begin die meubels krap. En ek sien hulle raak ontstel en hulle skree op die kat, en probeer die kat jaag. Hy hou aan die meubelstukkend krap. En toe wil hulle hom vang om hom uit te vat. Toe hardloop hy rond en hy spring oor, als hulle kry hom nie gevang nie. Daai hele oomblik, wat amper 'n heilige oomblik in die Here se teenwoordigheid was, skielik is die duiwel los, wil ek sê. 'n Ander keer, soos by 'n punt waar 'n vrou sê, ek wil al so lank al, ek wil so graag die vrede van die Here in my hart hê. Ek sê, maar dan moet jy nou daai keuse maak en bid, vra die Here. Sy sê, ek wil dit doen. Ek sê nou, maar kom ons bid nou saam. En toe ek dit sê, dat ons tot daai stap oorgaan, toe lui die telefoon. Sy gaan na die foon toe, sy sê, dit is 'n stemboodskap van die hospitaal wat daar roep, sy kom. Sy sit die foon neer. Sy het nou gehoor, sy sê, maar sy wil eers bid. Ons wou net begin bid, die lui die telefoon neer, al sy die foon van die mookie af. Die derde keer wat ons al begin bid, gaan haar blieper af. Sy sê nee, haal die blieper af, sit hom af, en sy bid. En dit was nie eers so ernstige ding gewees nie. Maar sy sê, daai aand het sy geweet, is nou of nooit. En die vyand keer haar al vir weke en maande, om met die Here reg te maak. En dis asof die duiwel nou alles probeer keer, dat sy tot daai stap kan oorgaan. Nou, as 'n mens nou, ek weet nou by huisbesoeke wat nou ook al gebeur het, die Gert sal vir julle ook kan sê, nou sit hier 'n man en 'n vrou hier voor jou, nou, ons praat nou oor hulle verhouding met die Here, jy kan duidelik agterkom, die man is nie by die Here nie. Hy het nie duidelikheid nie, en hy praat al agter die vrou aan. Want die vrou, sy is betrokke in die kerk, en sy is aktief, en sy leef haar geloof uit, en sy dien die Here. Maar die man, kan jy aanvoel, hy is nie by nie. Nou, as jy nou vir daai man vra, vir die vrou eerste vra, is jy seker dat jy hemel toe gaan? Dan gaan daai vrou onmiddellik sê, ja, sy is seker. En wat gaan die man doen? Hy gaan ons nou nie sê, nee, ek is nie seker nie. Want hy en sy vrou stry al lankal oor hierdie ding. So daarom moet jy weet, begin met die onsekere ene. Begin en vra vir die man eerste. Kom ons hoor, hoe dink jy daaroor? Is jy 100% seker? Hoe voel jy oor jou verhouding met die Here? Dan begin jy met die man praat, want en as hy nou klaar gepraat het, dan kan jy miskien na die vrou toe gaan en hoor wat sy sê. Ek het nou ook al gaan, dan vat ek het verkeerd. Dan vra ek eers vir die vrou, wat seker is. Dan sê sy, so en so, sy het haar hart vir die Here gegee vir hierdie jaar aan Pinkster, en haar lewe het van, sy vertel julle storie. En dan sê ek, en meneer, jy, dan sê hy,
Ja, nee, hy het ook sy hart vir die Here gegee. Maar kyk sy vrou vir hom so. En sy gluur hom aan. En dan sê ek, kom kyk sy so vir jou, is dit die waarheid, is jy eerlik? Ja, nee, ek gaan kerk toe, ek is gereed, lees my Bybel. Maar ek sien hy vrou kan dit nie meer hou nie. Op 'n stadium, toe split sy hom voor die dominee, sê sy, dominee, dis nie waar nie. Hy gaan nooit kerk toe nie. By 'n ander plek kom ek by die huisbesoek en begin ons praat oor die Here. Hulle vertel vir my net hoe goed en godsdienstig dit in hierdie huis gaan en hulle reg is als om sê. Mense sal lieg oor hierdie belangrike vraag. Kom ek by die huis langsaan, vra ek vir hulle, ek sê, julle bure gaan ook lyk vir my gereeld, hulle het nog nooit op 'n Sondagoggend kerk toe gegaan nie. Hulle raas tot Saterdag aand en watter tyd vloek en skree hulle in hierdie huis, dis 'n gesyp dominee, jy het nie idee wat hulle bure ons het nie. Maar vir die dominee sal hulle die waarheid sê. Ek het al baie keer gesien as hulle daar inkom en sien, hulle weet nou nie mooi wie is hierdie man wat die huis besoek nie. Hulle kyk vir hom so, weet jy, hierdie ou is nie reg nie, hy is nie seker, hy weet nie wie die dominee is nie, hy weet ook nie eens wat 'n kerk jy is van nie. En na rukkie dan kom hy nou agter, hier is nou, wag, hierdie kind dalk nou 'n ouderling wees, of 'n diaken nou, dalk is dit 'n dominee. Dan sien ek die ou begin so in sy stoel so skuins, hy wil nou die aandag trek, maar nou trek hy aandag, dan hang hy so oor die stoel, skyf hy die brandewyn glas onder die stoel. Bly maar stil, maar vra hom nou of hy seker is, alles is reg. Nou goed, ek het gesê, hoe gaan ons diagnoseer? Kom ek wys gou vir jou, dit is amper soos met 'n robot. As jy vir iemand vra of hy 100% seker is, dan kan jy agterkom, hy twyfel so bietjie. Is jy gereed, wil jy jou lewe nou vir die Here gee? Ja, ek weet nie of ek het nou wil doen nie. Ek wil, maar ek weet nie of ek so 'n bietjie onseker of ek het nou wil doen. So daai lig is nou oranje. So, gaan sy hierdie draad uitgetrek, kom as ek nie. Dit gou kyk of hy weer optel, ja. Hy's oranje. So, nou weet jy, dis nou soos 'n robot, né? Hy gaan nou of groen of rooi, sê nou maar oorslaan. So nou, as hy rooi oorslaan, dan weet jy, ja, hy wil definitief nie nou nie, hy is nie gereed nie, daar's dinge wat nog nie reg is nie, hy sien nie kans om nou sy lewe vir die Here oop te maak, hy wil nie nou bid nie. So dan weet jy kan nie nou hierdie ou verder vat nie, jy moet nou stop nou. Dit help nie, jy druk hom nou om 'n keuse te maak wat hy nog nie gereed is voor, of wat nie in sy hart is nie, maar die ander moontlikheid is, dat hy sê, goed, is groen. Hy wil, en hy wil nou. So jy druk nie iemand aan sy keel tot hy sê ja nie. Die Gees moet hom oortuig. So jy wil net hoor, wat wil hy graag hê nou? Wat is sy volgende tree wat hy wil gee? Hy wil vir die Here kies. Wat is sy keuse? En dan met hierdie ou kan jy dan oorgaan om 'n gebed te doen daarna. Onthou net, wanneer jy by hierdie punt is, het ek gesê, dis nie net die kat en die foon en die blieper nie. Jy moet weet, hierdie persoon het nou 'n innerlike stryd. Sy ou natuur gaan skop teen hierdie keuse. Hy wil nie los nie. Sy ou natuur wil nie buig, wil nie fout erken nie, wil nie bely nie, wil nie breek nie, wil nie als oorgee nie, bang om als te gee, wil nog maar beheer hou, wil die kroon op jou kop hou. So moenie op daai stadium nou afdraai nie, in allerhande draaie hardloop nie. Probeer fokus op hierdie keuse wat nou op die tafel is. Want baie keer sal jy dan sommer begin praat en sê, sê nou maar, ek sien die beeste is alweer daar uit die kraal uit, en ek sien die hond jaag hulle rond, die perde is dit, en dan begin hy vertel aan hierdie oulike hond, of hierdie stoute hond, of perd, of wat. So pas op dat jy nie afdwaal op daai moment nie, want die duiwel sal alles doen om nou te keer, dat jy nie op hierdie onderwerp bly nie.
As jy by daai beslissing kom, dat die persoon by die punt is om 'n keuse te maak vir die Here, dan vra hy vir hom, jy gaan nie dwing nie, jy wil hoor wat die Here in sy hart bewerk. Wil jy nou hierdie gawe van die ewige lewe ontvang, die vergifnis, die nuwe lewe? Wil jy die Here Jesus nou in jou lewe ontvang? Wat is dit jou begeerte? En dan bedoel jy dit regtig. En ek wil sê, as daar ooit 'n tyd is wat jy meer moet bid as praat, is dit hierdie moment, want die gees van die Here moet nou in hierdie persoon se hart werk, om hom gewillig te maak, om te kies teen sonde, teen sy ou selfsugtige natuur, en teen die ou wêreldse verkeerde lewe. So dis 'n geestesstryd. Baie keer, dan sit 'n ou hier, jy praat met iemand, en nou is daar so ongemaklike stilte. Jy beleef dit miskien as ongemaklik, maar hierdie ou is nie bewus van tyd nie. Hy sit in worstel oor goed in sy hart, en hy veg met die Here, of hy bereid is om te breek met sonde en alles vir die Here te gee. So, los met die stilte. Die stilte is 'n baie goeie leermeester en 'n een wat hom sal help om in hierdie tydjie net mooi te dink en eerlik te wees en wat wil hy met sy lewe maak. So, bly bidend en bly die Here vertrou dat sy gees nou in hierdie persoon se hart sal werk en vir hom sal help om hierdie besluit te neem, want hierdie besluit gaan sy hele lewe en sy toekoms en sy ewigheid verander. Dis hoekom ek sê, dit is so 'n belangrike moment hierdie, as jy met hom gepraat het en die evangelie verstaan en hy moet nou 'n keuse maak vir Jesus. As hierdie persoon sê, ja, ek wil, maar hy huiwer, jy kan hoor, ja, maar hy is nog nie oortuig nie. Dan moet 'n mens miskien maar vir hom vra, dat hy vir jou sê, wat is dit wat jou terughou? Dan sal hy miskien kom met iets wat hy sê, maar hy het te sonde gedoen, dat hy nie weet of die Here ooit sal vergewe nie. Of hy skaam oor hierdie ding, en hy weet nie, hy wil dit nie bely nie, hy kan nie hiervan loskom nie. Of hy is so kwaad, en hy is so verontreg, laat daai persoon dit uitpraat, luister net en bid vir hom, en help hom om op die ou end 'n keuse te maak, teen hierdie ding wat die Here nou vir hom kom openbaar het in sy hart. So, kry hom by 'n punt dat hy eerlik bereid is, en dat hy soos 'n ryp vrug is. Ek onthou, ons het so daar, my ouma se tyd, as kinders het, was daar so 'n pragtige groot groen vy. Nou, hy was nog hard geweest tot ons hom ontdek het. Toe het ons elke kort gaan kyk of hy nie al ryp geword het nie. En dan druk ons hom so bietjie. Toe het ons naderhand so 'n sagte groen vy gehad, wat glad nog nie eetbaar was nie. En toe pluk ons nou die vy, wat ons nou al pap gedruk het, maar hy is nie ryp nie. So iets daarvan dat ons moet besef, ons moet versigtig wees, dat ons nie 'n kans laat verbygaan, vir iemand wat 'n begeerte gehad het om sy hart vir die Here te gee. Maar ons moet ook versigtig wees, as dit nog nie die Here se tyd en sy moment is, dat ons iemand wil ryp druk, terwyl hy nog nie by daai punt is nie. Ek onthou van 'n nag wat ek geworstel het, en ek het daai aand geweet ek moet dinge regmaak. Maar ek was nog nie daar nie. Ek was nie regtig bereid om met my hele hart dit eerlik te sê nie. Maar na daai nag was ek daai oggend gereed. Jy sien, as jy by 'n punt kom dat 'n persoon sê, nee, ek sien nie nou heeltemal kans nie. Pas op, ons is vissers van mense. Pas op dat die duiwel jou 'n vis laat glip, wat gereed was om in te katrol. Maar aan die ander kant, soms moet jy hierdie vis maar bietjie lyn gee, laat hy moeg spook. So, soms is dit goed om vir iemand te sê, goed, ek hoor, jy wil, maar daar's goed vir jou terughou, en jy is nog nie gereed nie. Jy sê jy wil eers met jou man gaan praat, of met jou vrou gaan praat, of wie ook al. Dis reg. Maar ek gaan nie toelaat dat die duiwel jou weghou van hierdie besluit nie.
En dan gee ek miskien vir hom so 'n traktaatjie soos hierdie. Ek het met hom deurgegaan, hy verstaan dit mooi, hy weet nou wat die evangelie is, hy verstaan dit, hy weet hy moet nou 'n keuse maak en bid, maar hy sien nog nie kans daarvoor nie. Dan los ek dit daar. Maar ek wil nou nie dat die vyand hom nou roof nie, so ek gaan probeer kyk dat ek met hom 'n afspraak maak oor, nou hoe lang tyd wil jy hê? Want die duiwel sal jou wil aanhou uitstel tot afstel. So jy gaan by 'n punt moet kom om vir hom te sê, goed, ek sien jy's nog nie gereed nie. Maar ek wil graag vir jou kom help, en ek wil graag vir jou bly bid, en ek sal vir jou bystaan. Wanneer kan ek weer kom? En probeer so gou as moontlik weer opdaag. So binne 'n week of wat. En maak sommer dan 'n afspraak. En gee jou telefoonnommer, ek sê dit nou weer, vir hierdie persoon, en bel vir hom of SMS, en hou kontak net met hierdie persoon. Moenie dat hierdie vis wegraak nie. Hoe gaan 'n mens daai oomblik hanteer? Iemand wat sê, ek wil graag die Here Jesus aanneem. Ek is gereed daarvoor. Hoe gaan jy maak met daai persoon? Jy gaan seker maak, hy wil vir Jesus aanneem as verlosser en as Here. So, eerstens as verlosser wil ek seker maak, hy is klaar met sonde. Soos iemand sê, daai verlore seun, toe hy besluit hy gaan terug na sy pa, het hy nie 'n varkie onder elke arm gevat en huis toe gegaan nie. Hy het besluit, dis klaar. Ek wil nie meer hierdie ou lewe, en hierdie lewe met die varke, ek is klaar. Ek kom met my hele hart. So, vra hom maar, is daar 'n sonde wat jy nog wil vashou? Kyk, jy kan nie vir 'n ou laat beloof dat hy nooit in sy lewe weer sonde gaan doen nie. Want ons sondige natuur bly steeds met ons. En as ek nie onder die Heilige Gees se beheer is nie, gaan my ou natuur weer uitspring en gaan my ou natuur weer vir my laat kwaad word of leuen vertel of iets verkeerd doen. So daai sondige aard en geneigtheid, die bly by my. So dit gaan nie dat ek hom wil laat beloof, hy gaan nooit weer 'n sonde in sy hele lewe doen nie, maar ek gaan vir hom vra, is daar sonde wat jy graag weer wil aanhou, en wat jy nie meer wil breek nie? Ja, dit wat verkeerd is, wil ek nie meer in my lewe hê nie. Here kan alles kom wegvat, en hy kan my kom help dat ek dit oorwin, en nie weer struikel nie. So hierdie persoon het ek agtergekom, hy wil die Here aanneem as verlosser, hy wil loskom van sy verlede, van sy bagasie en sy sonde, hy wil by die kruis neerlê, en hy wil nie met verkeerde sondes aangaan nie, en hy sal gaan regmaak, daai goed wat hy verkeerd gedoen het. En hy sal gaan sê vir daai verkeerde verhouding wat hy met daai vrou het, hy sal dit nou los en breek. Maar as hy vir jou sê, ja, hy wil die Here aanneem, maar nee, ek gaan nog nie haar foonnommer van my sel afhaal nie. Ek wil nou nie lelik wees met haar nie. Nee, die Here vra, jy moet stop, jy moet breek. Is jy bereid om hierdie verhouding nou te breek, te stop, dit vir haar te sê? Dan is daar vergifnis, dan is jy jammer. Dis nie soos ouens wat net jammer is omdat hulle uitgevang is nie. Hulle is jammer omdat hulle besef dis sonde teen die Here en ek wil dit nie meer hê nie. Die Here moet my kom help. En ek bely dit verkeerd. En ek sal gaan regmaak waar ek kan en waar ek moet. So dis die eerste ding. Ek het seker gemaak hierdie ou is ernstig oor sy sonde. Hy wil dit nie meer hê nie en hy wil nou daarmee breek en die Here Jesus vra om te verlos daarvan. Maar Jesus het ek vanmôre verduidelik ook, wil nie soos die huishulp net in die huis inkom en skoonmaak en loop nie. Jesus wil in jou huis inkom as die Here van jou huis. Hy gaan jou laaie laat uitpak. Hy gaan jou goed laat uitgooi in die huis. Hy gaan begin jou goed regskuif en verander. Hy gaan met jou TV se afstandbeheer gaan hy oorneem. Hy gaan nou begin in hierdie huis jou geldsake oorneem.
So daarom kan hy die Here wees van jou lewe, kan hy in daai sirkel, elkeen van my lewensbelange hierdie kolletjies, kan hy dit kom beheer, kan hy dit kom oorneem, is ek oop daarvoor, dat ek Jesus wil innooi as die Here, die baas, die koning van my lewe. Sien, ek het dit nou lank uitgereik, maar om vir jou net te verduidelik, as iemand eerlik en opreg vir Jesus vra, kom in my hart, sal die Here dit doen. So jy wil net seker maak, hy verstaan, jy kies nou teen sonde. En hy verstaan, hy kies nou teen sy ou natuur, en hy gaan vir Jesus volg. Hy neem hom aan as Here. En jy weet, dat jy duidelik gesien, hierdie persoon het nou gesê, hy wil wegdraai, hy wil omkeer, hy wil sy rug op die sonde draai, hy wil nie weer hierdie verkeerde goed hê nie, en hy gaan nou net na die Here luister en vir die Here volg, wat sy Here en sy leidsman is. En dan kan jy vir hom vat na Openbaring 3 vers 20, sê daai teks vanmôre al gehanteer, kyk ek staan by die deur, en ek klop, as jy oopmaak, sal ek inkom. So vra vir hom, wie staan by watter deur? Ja, die Here staan by my hartse deur. Hoekom klop hy? Nee, hy wil inkom. Wat wil hy in jou lewe kom maak? Help hom om dit net te verstaan. Wat staan hier in hierdie teks? Nee, die Here sê, hy wil in my hart inkom. Hy wil seker die sonde kom wegvat. En dan wil hy loop? Nee, hy wil daar kom bly. Nou is dit wat jy kan sê. Is dit wat jy graag wil hê? Ja, dis wat ek wil hê. Nou maar kom ons vra dit vir die Here. En dan bid ons saam. Sien nie hoe eenvoudig dit eintlik is. Nou, hoe doen 'n mens hierdie oorgawe gebed, as ek nou vir jou daarmee sou help? Ek het nou vir hom gevra, wil jy? Ja, ek wil graag my lewe vir die Here gee. En ek wil vir hom vra om in my hart in te kom. Nou maar goed, kom ons doen dit. So dis die punt. Nooi nou die Here in en sê vir die Here, jy wil nie meer hierdie sonde hê nie. Kies nou en praat met die Here. So ons het nou met mekaar gepraat, nou praat ons met die Here. En die Here leef, en die Here is hier, die Here hoor ons gebede, en hy gaan nou doen wat ons vir hom vra, want hy sê, as jy iets vra volgens my wil, sal ek dit doen. So hy gaan doen, as jy iets vra volgens sy wil. Dit is sy wil dat ons tot bekering kom, dat ons verlos word van sonde, dat ons lewe deur sy gees beheer en vervul word. So as ons dit vra, gaan hy dit doen. Nou, hoe gaan ons dit spesifiek prakties doen? Hy het gesê, hy wil nou vir die Here vra om sy lewe in te kom. Sê ek, goed, ek gaan eers te bid, en dan gaan jy bid, en ek hoef nie vir hom te sê, en as hy klaar gebid het, gaan ek weer bid. Ja, maar ek kan nie bid nie. Ja, maar jy hoef nie nou te bid nie. Jy kan maar net vir die Here sê, kom in. Want sien, party mense het 'n idee, hy was nou al by 'n biduur gewees en hy het gesien, daar staan 'n oom op en dan is die ouens amper moedeloos soos hy hulle bebid. Dan staan die mans almal op, hulle bid nou saam, dan staan op die been en staan op die been, hang hulle op die bank, maar die oom bid. Nou sê hy, ek kan nie bid nie, want ek kan nie soos daai oom bid nie, maar dit is nie wat die Here sê nie. Die Here sê, ons kan net soos 'n kind vir sy pa vra vir vis, en hy sal nie vir ons 'n slang gee nie. Hy kan net vir hom vra vir brood, en hy sal dit vir ons gee, hy sal nie 'n klip gee nie. So vra maar net soos 'n kind. En dan gaan ons saam bid. Dan gaan ek net kort sê, Jesus, dankie dat U hier is, dat U hom lief het, dat U in sy hart wil inkom. Help hom nou om oop te maak. As ek kom dat hy bid, en nou goed, nou kan daar 'n paar goed gebeur, die duiwel sal alles lankeer. Dan kan hy weer sê, nee, maar ek kan nie bid nie. Sê ek, nee, sê net vir die Here in 'n kort sinnetjie, hy moet in jou hart inkom. Ek wil hê, hy moet weet, hy het 'n keuse gemaak. En as hy dan nog sê, nee, maar ek kan nie dit doen nie, dan sê ek, nou maar goed, kom ek help jou. Bid agter my aan. En dan bid ek sinnetjie vir sinnetjie voor. Dankie Jesus dat U by ons is. Dankie Jesus dat U by ons is.
Dankie dat U vir my sonde aan die kruis gesterf het. Dankie dat U aan die kruis vir my sonde gesterf het. Kom nou in my hart en maak my skoon. Kom nou in my hart en maak my skoon. Kom vat nou alles wat sonde is weg. Vat al my sonde weg. En kom woon in my en maak met my soos U wil. Dan bid hy dieselfde. Hy het op die ou end geweet, hy het met die Here gepraat hieroor, hy het 'n keuse gemaak teen sonde en vir die Here. Dis al wat nodig is. En dit hoef nie mooi en grand en goed te wees of lang woorde nie. Maar weet jy wat ontdek ek? Baie keer dan sê mense vir my, ek kan nie bid nie. Dan sê ek, maar vra net die Here om in te kom. Dan bid hy, Here, ek bely dat ek op die verkeerde pad is, kom in my hart. Amen. En dan bid ek nou, ek begin, dan bid hy, en dan bid ek weer, en sê, Here, U het nou gehoor wat hy gesê het. U is hier by ons, U het vir sy sonde gesterf. Hy het vra dat U moet inkom, ek wil saam met hom vir U kom. Dankie sê dat U ingekom het. Dankie dat U sy hartskoon gehad. Dis geloofstaal, dis nou, ja, hy ontvang nou hierdie geskenk in die geloof, hy drink hierdie medisyne, Here, kom in my hart, U sê U sal inkom as ek oopmaak. Ek glo U woord, U is nie meer buite nie, U is binne. En wat ek sê, wat ek nie kan glo nie, is as ek dan klaar gebid het, dan trek hierdie ouens baie keer los, en dan bid hulle. Asof ek dit kan sien, die gees van die Here het nou in sy hart ingekom, hy is 'n ander mens, die gees bid nou deur hom, die gees help hom om te bid, hy het nou 'n vrymoedigheid, hy bid nou spontaan, en die gees help hom om te bid. Jy sien, wat doen 'n mens as jy nou klaar gebid het? As jy klaar gebid het, dan help jy hierdie persoon. Vra vir hom hierdie vraag, dink jy die Here het gehoor, want nou wil jy om daai geloofs toeëiening, om jy help om hierdie geskenk te vat. Dink jy die Here het gehoor wat ons gebid het? Wel, ek weet nie. En dan verduidelik ek vir hom. Die Here sê, as jy oopmaak, wat sal hy doen? Tokkie speel, weghardloop? Nee. Is jou hart oop? Nou wat sê die Bybel? Wat sê die Here, waar is hy nou? Hy is in jou hart. Sê ek wat sy sê nie, die Here sê in sy woord so, nou moet jy dit glo. En baie keer dan sien ek, gaan die lig vir hom aan. Baie keer as iemand klaar gebid het en amen gesê, gaan die lig op. Dis die ou wat hierdie week vir my het gesê, dis nou skielik lig. Die las is af. Dis nou lig in my binneste. Ek het nou vrede. Jy sien, party mense het 'n belewenis as die Here in hulle lewe kom. Ander nie. Ander het net daai geloofsoortuiging. En dis kom ek sê, skryf dit op daai kaartjie dat jy weet jy het hierdie kontrak geteken, soos 'n ou wat vir my sê, net na sy troue, jy het 'n probleem, hy voel nie getroud nie. Ek sê, maar jy dan daai register geteken. Hy sê, ja, dit voel nie vir my, ek is getroud nie. Ek sê, maar vergeet nie jou gevoel, die kontrak sê, jy is getroud. Jy het geteken. Of jy dit nou voel of nie voel nie, jy gaan later die gevoel dalk terugkry. Maar op hierdie stadium moet jy nie daaroor bekommerd wees. Jy net bekommerd wees, jy geteken het en die besluit geneem het. En jou hand op papier gesit het. Dis ook wat ek sê, skryf daai datum neer, sit hom in jou Bybel, Here, ek het hierdie kontrak gemaak, ek het dit bedoel, elke keer as ek my Bybel oopmaak, dan bevestig ek, Here, my lewe is U sin. Ek het met U 'n kontrak. As ek begin twyfel, dan gaan ek terug en ek sê, Here, ek net sê, ek staan by my kontrak. Dis 'n geloofstap. Jy hoef nie te sit en te voel. Ek net weer kyk hierso, ek my, sy, dankie. Partykeer, dankie Linda, partykeer is dit net so dat 'n mens nie daai sekerheid, daai gevoel beleef nie. Mense is verskillend. Jy weet, twee, drie ouens, hier gebeur 'n ongeluk reg voor hulle. Die een raak hysteries in die gil. Die ander een kan nie ophou praat nie. Die ander een is doodstil. Mense se emosies verskil, ons is nie dieselfde nie. So ons hoef nie te verwag dat, soos, jy nou vir iemand sê, maar
ons moet weer bid tot jy hierdie gevoel kry. Nee, die gevoel kom dalk eers later. Vanaand as jy huis toe ry in die kar, ervaar jy die Gees se werking in jou. Hier's 'n stilte, hier's 'n vrede, sy nabyheid. En dit is anders. En jy weet, soos Paulus weet, ek het die Here ontmoet. Nou, as ek vir hom gevra het, dan vat ek hom terug na die woord, né? Jy het onthou vanmôre het ek ook. As jy vir die Here gevra het om in te kom in jou hart, dan het ek jou na Openbaring 3:20 toe gevat en sê, wat sê die Here? Nou gaan ons kyk nie wat jy dink of wat jy voel nie, maar wat sê die Here? Is jou hart oop? Ja, hy's oop. Waar is die Here? Staan hy nog buite? Nee, die Bybel sê as ek oopmaak en ek nooi hom in, kom hy in. So waar is hy nou? Nee, hy's in my hart. Dan het jy hom ons aangeneem. Johannes 1:12 sê, as jy hom aanneem, word jy sy kind. So wat sê die Bybel is jy nou van die Here? Ek is die Here se kind. Hoe weet jy dit? Die Bybel sê dit. Ek voel dit nog nie, maar ek vat God op sy woord. Die kontrak sê, dit is so. Johannes 6:47 sê, die Here, ek sê jou nooit wegstoot as jy na my toe kom nie. 1 Johannes 5:12 sê, as jy die Seun het jy die ewige lewe. Jy het dit. Jy sal vir ewig lewe. Jy sal hemel toe gaan. As jy vir iemand hierdie tekste gee, help dit as jy vir hom dit opsoek en wys dat hy dit self lees. Ek het al vir ouens gevra, nou kyk bietjie wat sê Openbaring 3:20, gaan vat hulle die Bybel, dan begin hulle hier by Genesis, en soek hulle vir Openbaring. Maar sê ek, dit gaan nou 'n bietjie lank vat. Dan sê ek, wag, gee vir my die Bybel, soek ek sommer gou opblyk, en dan wys ek vir hom, hier is die vers, lees hom, wat sê hierdie teks? En dan help ek vir hom. Want as hy dit self lees en hy sien dit staan hier, dan help dit ook vir hom om te weet wat is die waarheid. En dan, as jy en hy sê, jy het klaar gepraat, ek sê nou maar, hy kan sy ook wees, as jy klaar met haar gepraat het, vra weer die vraag. Kan ek vir jou vraag, is jy nou 100% seker? Ja. En wat sê jy vir die Here sê, hoekom moet hy jou die hemel inlaat? Wel, omdat hy my gered het, omdat hy in my hart ingekom het, omdat hy my sonde weggevat het. Sien, is alles hy. Dis Jesus wat my gered het. Dis nie ek nie. Dis nie my goeie werke nie. Dis die Here. En dan weet ek, hierdie persoon het duidelikheid. Ek het hierdie persoon gehelp, en hierdie persoon is nou absolute vrede. Weet ek nie of jy weet hoe lyk die Romeinse handdruk nie. Nou, die Romeinse handdruk is nou nie so nie. Dit is nou maklik om dan net te los een van die twee, maar dit is so en so. So ek hou jou vas en jy kan nou maar jou greep los, ek gaan nie los nie. Johannes 10:28 sê, ek gee julle die ewige lewe en niemand sal julle ooit uit my hand ruk nie. Jy kan losgaan, maar ek gaan jou bly vashou. Ek gee jou die ewige lewe en jy sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. En niks sal jy uit my hand uitruk nie. Dis nie wonderlik is dit om uit die woord in die geloof te lewe en aan God vas te sê, Here, U sê dit. En as U dit sê, is dit die waarheid. En ek hou aan die waarheid vas. Nou, ek sê, as ou hierdie traktaatjie vir iemand gee, dan kan jy, dit kan hom baie help om nou hierdie proses wat jy moet om kortliks deurgegaan het, wat baie keer het jy langer tyd, baie keer moet jy weer terugkom, baie keer het jy 'n kort tydjie, so 'n mens gee baie keer hierdie vir iemand saam, nadat jy so in kort net, al verduidelik jy net gou die prentjies. Jy het nie nou tyd om het saam met hom deur te lees nie, maar dat hy net min of meer 'n begrip het van die evangelie, want dis wat jy hom mee wil help. En dan gee jy vir hom daai kaartjie, en laat hy dit teken, en dan gee jy sommer jou nommer daarby, dat hy jou kan skakel as daar weer vrae is, en jy volg hom ook op, om seker te maak, of hy duidelikheid het. Nou, wat doen jy, wat is die laaste wat jy iemand mee help, wat nou 'n gebed gedoen het? Die
Die belangrikste is, daar's 5 dinge wat jy hom nie nou moet help. As ek hierdie gebed gebid het, dan is hier 'n klomp woorde en belangrike waarhede in die Bybel, wat ek nou moet aan vashou. Want die Here sê, sy kinders luister na sy stem. Hulle gehoorsaam sy woord. So, het jy 'n Bybel? Kom ek vertel vir jou hoe belangrik is dit, om nou hierdie Bybel deur te lees. Maar ek wil hê jy moet begin. Nie soos 'n ou wat die by Genesis begin het, en toe hy hierso by die geslagregisters kom, toe raak hy heeltemal moedeloos nie. Begin by die Nuwe Testament. Begin by Johannes Evangelie, ander sê by Markus, wat 'n kort evangelie is. Maar begin die Nuwe Testament lees. En wissel dit af, lees 'n evangelie, en dan lees jy 2 of 3 sentbriewe. Sê maar jy lees Johannes Evangelie, en dan lees jy 1 en 2 Timoteus en Titus. Dan lees jy, sê maar Markus, die volgende evangelie, en dan lees jy 1 en 2 Petrus. En dan lees jy, sê nou maar Handelinge, weer 'n verhaal in 'n deel, en daarna lees jy Filippense, Efesiërs, Kolossense. So, help hom en dan, na 'n tydjie, dan bel hy hom, so oor 7 dae, hy moet nou in 'n gewoonte kom om elke dag Bybel te lees. Hy moet 'n tydjie vir jou sê, wanneer, en hy moet daai tydjie gedissiplineerd hou, en daarby bly. En dan gaan jy hom opvolg. Nou, jy weet hoe die ou natuur is, né? Ons hou so vir 2-3 dae aan, en dan slip ons weer op en vergeet ons. Die tweede ding is, hy gaan nie groei as hy nie die Bybel leer deel van sy lewe maak nie. Maar tweedens gaan hy ook nie groei as hy nie sy gebedslewe erns maak nie. So, wanneer pas jou? Wanneer is jy helder? Wanneer raak jy nie jou knie op aan die slaap nie? Wanneer is vir jou 'n goeie tyd? Maak nou daai tyd 'n vaste tyd, al moet jy daarvoor opstaan. Oor hierdie tydjie waak jy, en dis die tyd wat jy by die Here eerste alleen is. En jy hoef nie groot woorde te praat nie, jy kan maar net jou hart uitpraat, soos 'n kind met sy pa praat. En skryf vir jou 'n gebedsboek, en skryf die goed neer wat uit die Bybel vir jou aanspreek, want jy gaan nie net stories lees in die Bybel nie. Jy gaan bid en sê, Here, praat met my. En uit daai hoofstuk of 2 wat jy gelees het, is daar 'n teks wat so amper uitspring wat jou hart aanspreek. Wat sê U vir my hier, Here? Ja, dis wat die Here vir my sê. Dan skryf ek dit neer in my gebedsboek. En ek bid daaroor, en môre kyk ek weer terug en ek gaan weer daarna toe. En ek skryf sommer my gebedsversoek op neer. En ek hou aan bid totdat hierdie persoon by die Here uitgekom het, of totdat hierdie ding verander het en hier 'n deurbraak gekom het. So dit help my om gedissiplineerd stilte te hou. En dan die erediens, belangrik, want hier saam met die gelowiges, en nou is hierdie ou slat nie in die kerk nie. Nou sê ek vir hom, jy moet nou bietjie eens na kerk toe kom. Hy is skaam, hy is bang, hy ken die mense hier nie. Jy gaan hom moet gaan haal, laai hom op en bring hom. Kan jy sien, jy begin nou 'n visie kry van, wat wil die Here hê moet ons hier in die gemeente doen? Hoekom is ons in die gemeente? Ons is hier om mense in hierdie sitplekke wat oop is, te laat kom sit. Ons gaan hulle haal, ons gaan met hulle praat, ons gaan hulle hierheen bring. Maar weet jy wat is die heel belangrikste is? Nie net die groot diens nie, is ook die klein diens. In 'n Bybelstudiekring, in 'n omgegroepie, in 'n groeigroep, in 'n selgroep, in 'n huisgroep, wat jy dit ook al noem. Christene, kan jy maar gaan kyk in die Bybel het, almal in so 'n klein groep gefunksioneer. Ja, dit was ook daai tyd vervolging, né? Hulle kon nie in die openbaar by mekaar kom nie, en hulle was uit die sinagoges uit verband. So hulle moes in die geheim by mekaar kom, en hulle het in huise by mekaar gekom. So dis die Here se plan, hè? Dat ons moet weet hoe belangrik dit is om in 'n groep in te pas. Moenie dink jy gaan groei in jou geestelike lewe op jou eie nie. Ja, jou binnekamer is belangrik, jy gaan groei, maar net nie naastenby, soos wat jy geestelik gaan groei, saam met ander gelowiges in 'n groep nie. Daar's geen groot gemeente, wat se kern van daai gemeente nie is klein groepe nie. Dis hoe die kerk groei.
Want jy nooi mense, jou vriende en jou familie en jou bure, nooi jy in daai kring in. En hulle kom saam en hulle word deel van hierdie kuier, liefdevolle omgee groep. En wat doen ons in daai omgee groep? Nee, ons drink hier net koffie en praat stories nie. Ons is kinders van die Here wat by hom wil wees. So ons sing saam as ons kan en ons luister geestelike musiek saam en ons gee 5 of 10 minute vir lofprysing en dan gee ons tyd vir gebed en dan gee ons tyd vir afkondiging en reëlings en dan gee ons tyd vir Bybelstudie en dan gee ons tyd aan die einde vir bediening. Die heel belangrikste. Ons gaan so neer hy af. Wat 'n behoefte het jy? Waarvoor bid ons vir jou? O, jy het hierdie werksonderhoud. Ouens, kom ons bid. En skielik staan jy nie meer alleen nie. Hier's mense wat saam met jou bid. Hoeveel mense wat getuig van genesing daar uit die klein groep uit. Hulle het vir my gebid en ek het swanger geraak. Vir my gebid en ek het gesond geword. Die Here het 'n wonderwerk gedoen. Hy dra my, hulle help my en ons dra mekaar se laste. Dis die Here se plan. Daarom het ek daar agter klein groep, handleiding, groei deur klein groepe en ek het ook die handleiding vir Bybelstudie materiaal met die antwoorde agterin. Ons kan nie geestelik groei sonder die gemeenskap van die gelowiges wat ons bely nie. Ons bely dit in die 12 artikels. Maar ons het dit nie meer in die kerk nie. Elke ou probeer op sy eie 'n los deel van die liggaam op sy eie funksioneer. Die Here sê nie, ons is deel van 'n liggaam. Ons moet mekaar ondersteun en bystaan. Dra mekaar se laste. En dan, weet jy waar het ouens geleer om te getuig? In 'n klein groep, tussen vriende. Hier waar ons by mekaar sit, hier kan ons begin praat oor die Here. Hier leer ons om te praat oor die Here. Hier leer ons om te bid. Dis die wonder daarvan dat as ons as gelowiges by mekaar kom in 'n klein groep of waar ook al waar ons saam kan praat en saam kan bid, dis die plek waar ons geestelik gaan groei. So kan jy sien hoe belangrik dit is dat 'n mens moet begin uitwaag. Maar iemand sê, ek het nog nooit geleer bid nie, maar daar in die klein groep het ek geleer hardop bid. Ons bid elkeen net een sinnetjie. Daar het ek geleer praat oor die Here. Daar het ek geleer Bybelstudie hou. Ons het hierdie ruimte nodig, waar ons intieme en liefdevolle kinders van die Here by mekaar kom. En dan is dit die plek waar ons begin bid vir ander mense. Sê altyd, kry 3 mense vir wie jy kan bid. Wat 3 mense is, dit skryf dit neer. En begin bid vir hulle, totdat hulle deel geword het van die kring, die klein groep, en deel geword het van die gemeente van die Here. Geliefdes, dis wat op my hart is, en waarmee ek glo dat nie een van ons meer 'n verskoning het, om nie vrymoedig met iemand oor die Here te kan praat, en om te kan help om by die Here uit te kom nie. So, dit lyk vir my, ons laaste diens is 18:30, en 17:30, wat ek net sien is dit, aandete, 5:30, en dan 6:30 begin die diens weer. Kom ek bid net vir ons saam. Here Jesus, baie dankie dat U vir ons dit eenvoudig en duidelik kom maak hoe om mense na U toe te lei. Here, en nou weet ons het nie een meer 'n verskoning nie. Here, nou kan ons vir U dit vra en ons weet dit is U wil, U sal dit doen. Wys vir my na wie toe ek moet gaan om vir hulle van U te vertel. Wys vir my vir wie ek gaan vertel van hierdie byeenkoms en van hierdie toerusting en waaroor ons vandag gepraat het. En Here, kom seën ons as ons vanaand by mekaar is. Kom help ons om al hierdie teorie wat ons ken in die praktyk in te bring. Kom ontmoet vir ons vanaand in Jesus naam.